Ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir vandag. Dankie dat U ons elkeen geseën het met 'n nuwe dag. Heilige Gees, my gebed is dat U vanoggend saam met ons sal wees tydens hierdie diens. Here, dat ons vanoggend sal kom en dat ons sal besef dat ons moet begin erns maak van U. Here, dat ons dit nie meer net as vanselfsprekend aanvaar nie. Maar Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal praat. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, weer eens baie welkom by vandag se diens en vir die besoekers wat hier is of wat kyk op Facebook of YouTube. Happy Father's Day vir elkeen van julle. Mag julle 'n geseënde dag hê en mag julle 'n geseënde jaar hê. En vir die vaders wat daarso is, gewoonlik gee hulle ons nou een keer 'n jaar 'n spesiale dag. Maar volgens my is elke dag van die jaar is 'n Vadersdag. Amen. En elke jaar, elke dag van die jaar, it's Mother's Day. Amen. Wel, ek het laasweek gedeel oor die boodskap om die onvergeeflike te vergewe. En die skrifgedeelte het ons gevind in Lukas 23 vers 34 wat sê dat Jesus gesê het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek het gedeel oor Jesus wat gevra het dat die God die Romeine, die wie hom aangerand het, die hom gekruisig het, en die skare die geskree het, kruisig hom, dat God hulle sal vergewe. En ek het afgesluit deur te vra, of ek en jy te veel trots in ons het. En hoor mooi, of ek en jy te veel trots in ons het, om nie ander te vergewe nie. En ek het ook genoem dat, as God hulle kan vergewe, wie is ek en jy om nie te vergewe nie? En ek het ook genoem dat daar een sonde is wat die woord sê, wat nooit vergewe kan word nie. En ek het dit gaan soek en ek wil dit graag aan julle voorhou, en ons vind daardie skrifgedeelte in Matteus 12 vers 31, en dit is nou so by Matteus 12 31 en die 53 vertaling sê die woord vir ons. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. You will not be forgiven if you speak out against the Holy Spirit. En dis God se woord. En dan het ek nog 'n verdere skrif van opsoek, en dan om te vergewe sê die woord ook vir ons in Markus 11:25. Maar wanneer jy besig is om te bid, vergewe eers enige een teen wie jy 'n grief koester. Dan sal julle hemelse Vader ook julle oortredings vergewe. Jy sien, so by my en jou is daar's 'n ding aan. Ek en jy moet vergewe sodat ons vergewe kan word. Want as ek en jy nie gaan vergewe nie, as ek daardie skrif reg verstaan, as ek en jy nie vergewe nie, we are not going to be forgiven. Dis God se woord wat dit sê, nie Brett nie. Dis God se woord wat dit sê. Wel, vandag wil ek graag deel oor die onderwerp, wie probeer jy impress? En voordat ek gaan begin, gaan ek al reeds vra, as ek op julle tone trap vanoggend, I'm not going to apologize, because we need to hear what God wants to say to each and every one of us. Amen? We need to hear it. En as ek jou daardie vraag sou vra, wat sal julle my antwoord? Wie probeer jy impress? Wat sal julle antwoorde wees? Baie van julle sal vir my sê, dat ek niemand hoef te impress nie. Is dit nie waar nie? Ek hoef niemand te impress nie. Maar julle sien, toe ek groot geword het, was daar baie wat ek wou impress. Ek wil my skoolpelle impress. Jy sien, en dis die grootste ding as ons groot word. Ek wil my skoolpelle impress. Is dit nie waar nie? Ek wil wys dat ek hierdie man is. Julle weet, en ek gaan 'n bietjie uit my lewe uitdeel. Ek het toe ek groot geword het, wou ek my skoolpelle impress, en ek het al hierdie weer klere gedra. Ek was nie so netjies geklee soos vanoggend nie, maar ek het altyd hierdie weer klere gedra. En ek het hierdie die haarstyle gehad. Julle weet, daar in die 80s het ons hierdie lekker hairstyles gehad. Ek het hierdie kuif gehad wat so hierdie oog so toegemaak het. Jy weet, en ek het hom gewoonlik spyker, ja. Jy check daar's dis daai.
en op 'n stadium het ek hom hier agteroor gevat en ek het 'n haarknippie gevat om hom vas te bind, dat hulle net nie moet sê trek hom af nie, want hy is hier onder my ken gewees. Julle sien so, ja, en op 'n stadium het ek ook my hare geperm, kan julle dit glo? Of my hierdie lekker krulle te gee. Jy weet, en dit was alles gewees om my pelle te impress. En dan praat ek nie eers van die highlights nie. Man, I love my highlights. Today I don't do it because I've got natural highlights. Jy sien, en dan, ja, en dan praat ek nie eers, my pa se woorde daai tyd aan my was gewees, "Are you making a clown out of yourself again?" Het en ek wou net impress, because I wanted to be between the cool dudes. En dan het ek nie eers genoem wat ons gedoen het om ons girlfriends te impress. Wel, vandag wil ek deel dat om God se eer te ervaar baie meer werd is as om die eer van pelle en mense te kry. Hoor mooi. Vandag wil ek deel dat om God se eer te ervaar baie meer werd is as om die eer van pelle en mense te kry. Kom ons lees saam uit Johannes 12 vers 42 tot 43 en die 53. En die woord sê vir ons: "Maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Maar ter wille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie. Want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God." En ek het hier geskryf, is hierdie nie 'n awesome skrifgedeelte nie. Want jy sien daar, want hulle het die eer van die mense meer lief gehad as die eer van God. En hulle het Jesus geken. Hulle het geweet wie Jesus was. En ek glo dat die rede hoekom Johannes hierdie skrif noem aan ons is om te wys dat ek en jy die teenoorgestelde moet doen. Ek en jy moenie mense impress nie. Ek en jy moenie vandag hier wees om die eer van mense te kry. Wat belangrik is dat ek en jy die eer van God sal kry. En twee punte wat ek hier wil uitneem en vinnig met julle wil bespreek. En die eerste een is die eer wat van God afkomstig is superieur, omdat dit alles oortref. En die tweede punt is dat die eer wat van God afkomstig is, vir ewig daar is. Die eerste een, die eer van God oortref alles. Hierdie beteken dat dit 'n eer is wat nie dieselfde is as menslike eer nie. Dit is ver meer werd. Dit beteken vir my en jou baie meer as die eer van mense. Dit is ver meer werd as 'n Olimpiese goue medalje. Dit is ver meer werd as om 'n bestseller boek te skryf. Dit is ver meer werd as om die Nobel Peace Prize te wen. Julle sien die probleem wat ek en jy met dit ervaar, is dat ons regtig nie dink aan God se eer vir ons nie. Ek en jy leef op 'n daaglikse basis om eerder die eer van mense te kry. En nou dink ons, maar ek het nog nooit 'n Olimpiese medalje gekry nie. Jy stel, jy droom om 'n goue Comrades marathon. Jy sien, daar skud sy klaar kop. Because you understand. Die ander ding is, nie een van ons wat hier sit, het al ooit aan die Olympics deelgeneem. Is daar een van ons wat hier sit of wat luister, wat graag aan die Olympics wil deelneem? Right. Nou kom ons by 'n ander een. Om 'n boek te skryf, is nie van ons wat 'n boek wil skryf. Jy sien hierdie ou wat voor jou staan, kan nie eens 'n behoorlike opstel skryf nie. So wat sal ek wil doen om 'n boek te skryf? En dan die Nobel Peace Prize. Wat is dit? As ek julle sou vra, wat is dit? Ek dink Zeddy en party mense sal vir my sê wat dit is en wat die betekenis daarvan is. Maar ja, wat is dit? Julle sien ek wil vanoggend 'n paar vrae aan julle vra. En die eerste een wat ek aan julle wil vra is ek regtig nie bekommerd oor die wêreld se eer nie? Kom ons kyk mekaar in die oë. Is ek en jy regtig nie bekommerd oor wêreld se eer nie? Nou, sien daar's 'n klomp koppe wat so gemaak het.
Nou gaan ek die teendeel vir julle vra. Wie van julle het Facebook? Kom, by show of hands. Kom moenie skaam wees nie, asseblief. Ons is eerlik met mekaar. Who's got Facebook? As ek so kyk, is dit almal wat hier so sit, het basies Facebook. Is ek reg? Nou as ek julle sou vra, wanneer laas het jy gekyk hoeveel likes jy gekry het op jou Facebook page, op jou post? Kyk julle nie daarna nie. Regtig, is julle eerlik met my? Kyk julle nie hoeveel likes julle gekry het nie? Ja, you check. Jy weet hierdie Engelsman wat voor julle staan, wat vanoggend die woord bring. Elke Sondag as ek die woord laai op ons YouTube of op ons Facebook laai op daai dinge, dan gaan kyk ek hoeveel views ek gekry het. I do it. Ek kyk hoeveel likes daar is. En as daar 'n klomp likes is, kan ek jou vra, hoe voel jy daaroor? Klip, me and you honest, dit laat jou lekker voel, nee. Dit laat jou lekker voel, maar as jy daai rooi gesig hier daar sien, dan sê jy, no, this person I'm gonna block, I don't want them on my Facebook anymore. Want dan hou ek ons nie daarvan nie. Nee, kom ons wees eerlik vanoggend. Hey, Rassie, dis mos waar. Ja. Die tweede een. Hoekom koop jy die klere wat jy koop? Koop jy regtig nou die boerboelbroeke omdat dit jou goed laat lyk en dat hulle beter pas as ander make? Ek ken nie die dames se name nie, maar ek ken boerboel want ek het al gesien, jy weet, party van daai broeke, daai boerboelbroeke is maar kort toe. En dan sit hulle so styf, ek weet nie wat is dit regtig omdat hulle lekker sit of is dit omdat, ja, let's leave it there. We in church this morning. En dan die derde een, oefen ek en jy omdat dit vir ons gesondheid is, of is daar 'n ander rede? Jy weet, daar toe ek gegym het, en ek is eerlik met julle, daar toe ek gegym het ek gelyk van gym, want jy weet, het ek jou lekker fris laat lyk, spyker. Maar het is nog sulke nice, stywe hempies aangetrek, want dit het die spiere mos gewys. Ja, ek het gesê ons gaan vandag eerlik met mekaar wees. En dan die laaste een. Doen jy die werk wat jy doen, sodat jy kan impress, sodat jy die leer kan klim en iets bewys? Julle sien hierdie vrae help ons net besef of ons regtig nie bekommerd is oor wêreldse eer nie. Jy sien, sometimes I like hearing. As my vrou vir my sê, joh, jy lyk eintlik grand vandag. Jy weet, ons kan jou mooi aantrek en ons kan jou uitneem. Sometimes I like hearing that. 'n Welbekende boekskrywer is die vraag gevra, wat hy graag sou wou weet, toe hy nog jong was. Soos hierdie jong manne wat voor my sit. Wat hy graag sou wou geweet het, toe hy so jong was soos hulle. En hierdie was sy antwoord gewees. Dat wanneer jy bo uitkom, daar eintlik niks is nie. Hoor mooi, dat wanneer jy heel bo uitkom, dit eintlik niks is nie. En ek het hier geskryf, kom ons wees eerlik met mekaar vandag. Ons almal wil geld hê. Kom, ons is eerlik met mekaar. Ons almal wil geld hê. En dan kom die vraag, wanneer is genoeg? Hoor mooi, wanneer is genoeg? En as jy al die geld in die wêreld het, hoor mooi, koop dit geluk, koop dit gesondheid. Jy sien, daai dinge kan geld nie koop nie. En hoor wat sê koning Salomo, wie die Bybel sê die wysste man op die aarde was in Prediker 2 vers 10 tot 11 in die NLV. Alles wat my oë begeer het ek my nie ontsê nie. Ek het my nie teruggehou van enige plesier nie. Ek het genot gevind in my harde werk. Dit was my beloning vir al my inspanning.
Ek het daarna egter nagedink oor alles wat ek bereik het, oor al die moeite wat ek gedoen het. Ek het besef hoe sinloos dit alles is. Dis niks anders as 'n gejaag na wind nie. Daar is geen voordeel onder die son nie. En ek het hier geskryf ook, ek weet, ek en jy wil hoor, ons doen goed. Ja, ek weet, ek doen dinge om te impress. Maar weer eens, dit wat ek doen, het dit ewigheidslewe. Dit wat ek doen, dit wat ek probeer, daar waar ek probeer impress, het dit ewigheidslewe. Kan ek vir julle sê wat ek graag eendag wil hoor? Ek wil graag eendag hoor dat Jesus vir my sal sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. You see, that is more important than the other things. Die tweede punt, die eer van God is vir ewig. Julle sien die eer wat ons van God ontvang is vir ewig. Dit sal nooit tot 'n einde kom nie. En dit is veel anders as die eer wat ons van mense kry. Hierdie eer is slegs tydelik wat ons van mense af kry. As ons daaraan dink, dit is presies dieselfde soos ons aardse besittings. Ek het in my jonger dae het ek 'n BMX, julle almal onthou die BMX fietsse. In my jonger dae het ek 'n BMX fiets gehad en ek het altyd hierdie video's gekyk van hierdie ou toppies wat, hoor my nou mooi, ekskuus, en ek sê dit met respek. Die ou daai hierdie 40-jarige ou toppies wat nog BMX gery het. Dan dink ek by myself, "Wow, Brett, daar's nog baie potensiaal, jy kan daai fiets nog hou." Maar kan ek vir julle sê, ek het daai fiets verkoop en ek het vir my 'n ander padfiets gekoop. En na 'n paar Auguste het ek ook gedink dat daai fiets die inding gaan wees, maar weer eens het ek daai fiets verkoop en genoeg geld bymekaar gekry vir die deposito toe vir 'n motorfiets. Baie slim plan gewees daai spyker, né? Jy sien die aardse goed, dis tydelik. Dis tydelik. Dis vandag hier en dis môre weg. Jy sien aardse goed is aardse goed. En alle aardse goed is tydelik. Jesus sê vir my en jou in Matteus 6 vers 19 tot 20 en die 53. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. En dit is die enigste skat wat nooit sal vergaan nie. En so is dit ook die eer van God wat ons kry teenoor die eer van die mens. As ek julle vandag weer eens, vandag is 'n vraag Sondag. As ek vandag vir julle sou vra, weet julle wie Alexander die Groot was? Alexander the Great. Weet julle wie Napoleon Bonaparte was? Ek dink daar's baie wat die name gehoor het en julle sal vir my sê, ja, ek het al gehoor van die name. Maar kan ek julle vra, wat het hulle gedoen? Dan gaan julle vir my sê, ek kan nie onthou nie. Ek kan nie onthou nie. Julle sien, aardse eer is slegs daar, wanneer ons dit kan onthou. And then it's gone. Dan is dit weg. Maar nou die vraag op almal se lippe. Hoe kry ek God se eer? En eerstens moet ek en jy besluit om God te volg. Wanneer ons kyk na die eerste skrif, weer daai eerste skrifgedeelte in Johannes 12:42 tot 43, sê die woord, maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo. Maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle het die eer van die mense meer liefgehad as die eer van God. Julle sien, hulle het in Jesus geglo, maar hulle was bang. Hulle was bang dat hulle uit die sinagoge verban sou word. En omdat hulle die eer van die mense meer lief gehad het. Ek wil begin afsluit en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. My vraag wat ek aan jou wil vra vandag is, wat is vir jou belangrik? Wat is vir jou belangrik? Is dit vir jou belangrik om mense te impress of om God te impress? Julle sien, jy hoor my hart vanoggend. As ek kom en sê ek wil die Here impress, ek wil God se eer hê bo mense se, kan ek vra,
Hoekom is jy skaam om te verander? Nalta, ek sien jy maak so, maar kan ek vir jou sê, dat ons vir Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Ons is skaam om te verander. Want wat gaan my pelle vir my sê? Wat gaan my pelle van my dink? En ek het julle mooi gesê, vanoggend gaan ek op tone trap, en ek gaan nie om verskoning vra nie, because we need to hear what the truth is. Sien ek het hier geskryf ook, hoekom is jy skaam om anders te begin word en te sê dat Jesus nommer 1 is in my lewe? Hoekom stel ek aardse dinge eerste bo God? As ek vandag met jou praat, kom vandag en lê dit by Jesus se voete neer. Kom vra vandag vir vergifnis by Vader God, en van vandag af, as ons hier uitstap, dat ons lewens so sal lei, dat ons eer aan God sal bring. Dat ek sal sê, I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of God the Father. I am not ashamed of Jesus. And I am not ashamed of the Holy Spirit. Jy sien wat ek wil nie mense impress nie. Ek wil God impress. Ek wil weet, dat die dag as ek daar kom, en ek Jesus ontmoet, face to face, en ek gaan op my knieë neerval, dat Jesus vir my sal sê, well done, good and faithful servant. You have brought your part. You were never ashamed of me. Dat ek sal weet, dat ek God sal eer op die aarde. Jy sien, want ons gaan weer so baie dinge. So baie dinge. Daar is soveel voorbeelde, en ek gaan nie die voorbeelde doen. Want ons sal ophou skaam wees vir wie ons is. Kan ek vir jou sê, as jy verstoot word deur jou pelle, was hulle nooit jou pelle gewees nie. As jy verstoot word deur mense, oor Jesus Christus, weet jy gaan 'n groter familie by kry. Ek weet nie of ek dit moet deel nie, maar gaan dit deel. Hoor my hart. Ek het gehoor dat daar mense is wat sê hulle kom nie kerk toe nie, want hulle wil nie luister na die rubbish wat ek praat nie. I heard it. And you know what? Ek het dit vanoggend vir 'n paar mense gesê, ek het dit vanoggend met die musiekspan gedeel. I know that I'm talking the truth. Because those people that don't want to hear the truth will say that I'm talking rubbish. En net so by elkeen van julle. As jy die waarheid praat en as jy 'n stand maak vir die Here, gaan hulle sê jy's besig met nonsens. En jy gaan omdraai sê ek's nie besig met nonsens nie, I'm busy with God's work. En ek gaan nie meer die eer van die mens wil hê nie. I don't want it. I want God's honor. Ja, ek sê nie dis verkeerd as iemand iets goed gedoen het om te sê well done. Well done. Maar ek wil dit eerder van God hoor. Amen. My gebed vir elkeen van julle vandag is, ons gaan saam nagmaal gebruik, dat julle sal, as daar iets is wat binne in jou is, wat jy kan kom en sê, maar Here, ek het nie daardie stand gemaak vir U nie. Ek het nie opgestaan toe iemand die Here se naam uitelik gebruik het nie. Here, ek het nie opgestaan toe iemand gespot het oor nie. Vergewe my. Help my. Gee my die krag. Help my. Sodat ek dit kan doen. So that I can make a stand for you, because I know you made a stand for me. U het Jesus aan 'n kruis laat sterf sodat ek vrygekoop kan word. U het 'n stand gemaak vir my. Amen. 1 Korintiërs 12 van vers 23 sê dit: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem. Nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis.
Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En daardie wat ons doen, die nagmaal, kom lê dit by Jesus se voete neer. Word skoon gewas vanoggend. Moenie wag nie. Do it this morning and ask God to be with you. Hy sal jou nooit alleen laat nie. Hy sal jou hand neem. Begin vandag met die nagmaal. Begin vandag, begin 'n stand te maak vir God. Amen. Kom ons lê die woord. Here, baie dankie vir u woord. My gebed is, Here, waar ons van saam nagmaal gebruik, Here, dat u ken elkeen van ons harte. Here, waar ons u teleurgestel het, waar ons nie 'n stand gemaak het nie. Here, waar ons menslike eer meer gesoek het as u eer. Kom ons vanoggend en ons vra verskoning. Here, vergewe ons vir dit. Here, en help ons ook dat ons u eer meer sal soek. Here, laat ons nie ons sal skaam vir u nie. Here, laat ons sal sê, ek is 'n kind van God. Ek is 'n kind van u en by u weet ek wat reg is. En as daar foute is, Here, dat ek die mense tereg sal wys en sê, no. Not that way. God's way. Wees met ons. Dit is my gebed. In die naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons nagmaal bedien.